Gemeente, kom ons bid voor ons skriflesing. Vat die persoon se hand langs jou en dan bid ons so saam as geloofsfamilie. Vader, wanneer ons vanoggend hierdie woord lees, dan vra ons dat dit nie net sal woorde op papier wees nie, maar dat dit werklik lewe in ons sal spreek. Dat dit verandering in ons sal bring. Vader, dat hierdie woord juis so diep verandering in ons sal bring, dat dit wat U gesien het en dit wat U gedroom het aan die kruis vir die kerk, vir U mense, vir ons as gelowiges, mag dit 'n werklikheid word. Mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En vanoggend, Here, sê ons is hier, ons wil ontvang, spreek, ons luister. Amen. Gemeente, ons teksgedeelte kom vanoggend uit Johannes 19 van vers 17 tot 30. Johannes 19 van vers 17 tot 30. Die woorde gaan nie op die bord wees nie, so as jy 'n Bybel het, is jy welkom om saam te lees. Andersins gaan ek jou uitnooi om jou oë toe te maak en net te luister. So watter een van die rigtings jy graag wil volg, is jy welkom om te doen. Hierdie teksgedeelte gaan oor Jesus se kruisiging. En ons woorde wat ons goed ken aan dit wat Jesus sê. Daar's 'n paar goed wat vreemd is aan die kruisiging gebeure, maar ons ken ook baie goed die woorde, dit is volbring. En vanoggend gaan ons juist bietjie kyk na, wat was bedoel toe Jesus sê, dit is volbring. As gelowiges, hoor ons dat ons vergewe is, ons hoor dat die prys betaal is vir ons sondes, ons hoor dat ons aanvaar word in genade, maar in soveel geleenthede vang ons onsself dat ons eenvoudig leef in 'n lewe voor die kruis. Dat ons dink en optree en glo asof dit van ons afhang. En vanoggend gaan ons juis fokus op daardie woorde, dit is volbring. So kom ons begin by ons teksgedeelte, Johannes 19 van vers 17 tot 30. Dit sê: Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het daardie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Hy het sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ons lees net tot sover. Ek wil vinnig 'n vreemde ding in hierdie verhaal noem, want dit word eintlik die begin van
vandag se boodskap. Het jy opgemerk dat die bron van lewe, die bron van lewende water, sê dat hy dors is? En het jy al daaroor gewonder? Orals in die evangelies kry ons verhale waar Jesus juis praat van die feit dat hy die bron van lewe is. En dan wanneer hy by die vrou by die put staan en sy sou vir hom water gee, dan sê hy vir haar, as jy van hierdie water drink, gaan jy weer dors kry, maar as jy van die water drink wat ek jou gee, dan gaan jy in der ewigheid nooit weer dors kry nie. En dit het Jesus gesê met die doel dat hy die bron van lewende water is. Wanneer Jesus hierdie terminologie gebruik, en veral in Johannes, dan is dit altyd simbolies. Want wat Jesus hier vir hierdie vrou sê, is nie dat sy water gaan drink en sy gaan fisies nooit weer dors kry nie. Wat hy eintlik vir haar sê is, jy's op soek na 'n klomp goed in hierdie wêreld, om die gapings en die leemtes te vervul. Maar wat ek vir jou gee, vul daai leemte volledig. Wat ook al die wêreld vir jou gee, gaan jou altyd nog wil laat hê. Dit gaan nooit die gaping vul nie, maar wat ek vir jou gee, dit vul daai leemte. En so in hierdie oomblik, wanneer Jesus sê, ek is dors, en ons lees dit in 'n fisiese sin, dan hak ons dalk net vas op die lyding en die smart. Maar tog het Jesus nooit self gekla oor dors nie. Hy het altyd in hierdie oomblikke van honger of dors gesê, ek is die lewende water. Of 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. En so wanneer ons hierdie gedeelte van ek is dors lees, dan vir 'n oomblik lyk dit vir die soldate asof hy werklik dors het. Wat sou sin maak ook vir sy fisiese toestand. Maar in Jesus se woorde beteken hierdie veel meer. Hy sê dit juis wanneer hy weet alles is volbring. So wanneer Jesus na dit wat volbring is sê ek is dors, dan is hy eintlik besig om te sê ek dors na die res van God se plan. Ek dors na dit wat hierna kom. Ek dors na dit wat nou gaan uitspeel. En hier's die vraag van dit wat nou gaan uitspeel. Het jy jouself al ooit gekry dat jy in 'n restaurant sit saam met iemand anders? Eet lekker, kuier lekker, geniet die gesprek, geniet die kos, en dan wanneer dit klaar is, dan betaal die ander persoon die rekening. Wat volg daarna? Is dit 'n geleentheid waar jy hand en mond beklei? Hand en tand, dink ek is die woord. Beklei, om daai rekening betaal te kry. Nadat dit betaal is, nê? Dat jy die kelner weer roep en sê, nee, trek nog 'n rekening op, ek sal hom betaal. Enigiemand al so iets gedoen? Nee, want die kos is voorbetaal. So jy sê eenvoudig dankie, en jy kon dit geniet vir wat dit was. Dan wonder ek, hoekom is dit, dat wanneer Jesus sê, dit is betaal, dit is volbring, ek en jy nog so hard werk om dit te probeer betaal kry. Die woord wat in Grieks gebruik word vir hierdie, dit is volbring, is die woord tetelestai. Nou tetelestai was in 'n paar konsepte gebruik, paar areas gebruik in die Griekse kultuur. Die eerste was in eiendomskontrakte en in skuld. So wat sou gebeur het, is as jy 'n stuk grond gekoop het, of 'n stuk eiendom gekoop het, dan was jou skuld stelselmatig, soos wat jy dit vereffen het, aangeteken. En op jou rekening staat, as die laaste betaal is, dan sou daar geskryf gestaan het, tetelestai. Die bedoeling daarvan is, dit is klaar. Dit is afbetaal. Hierdie persoon skuld niks meer hieraan nie. Dieselfde sou gebeur het as jy iets anders geskuld het, waar jy geld geskuld het, selfde beginsel oor daai rekening staat. As jy hom kon klaar betaal, as hy afbetaal is, dan word daar geskryf tetelestai. En dan ook in kriminele oortredings. Sien, as jy 'n oortreding aangegaan het, dan het hulle 'n rekord gehou van wat jou oortreding was en wat jy voor gevonnis was. Of dit 'n tydperk in die tronk was en of dit slawearbeid was of wat ook al dit mag wees. Dis op hierdie dokument aangeteken. En wanneer jou vonnis voltrek is, of dit dalk so gebeur het dat iemand in 'n hoë posisie jou kon kwytskel van daardie oortreding en daardie vonnis, dan is daar geskryf
tetelestai. Daar is niks wat hiermee op geskuld word. Hierdie skuld kan nie weer opgebring word nie. Dit is nie meer deel van die verwysingsraamwerk nie. Wanneer Jesus sê tetelestai, dan sê hy, dit is klaar. Reg deur die wêreld se geskiedenis is God besig om te probeer by mense uitkom. En keer op keer is ons as mense net besig met ons eie beginsels, ons eie dinge en die goed wat ons trek. Vir die Israeliete was dit afgode, die een op die ander. Ons kan net op geen gegeewe stadium heilig genoeg wees om by hierdie almagtige God uit te kom nie. En so die opoffering wat in die proses gegee word is juis Jesus. En wanneer Jesus aan daai kruis hang, dan is dit my en jou sonde wat daarmee saam gekruisig word. Dis die volbring. Wanneer Jesus sê dit is volbring, dan beteken dit wat ook al jy verkeerd gedoen het in jou verlede en wat ook al jy gaan verkeerd doen in jou toekoms, is voorbetaal. Dis vir sy rekening, nie vir myne en vir joune nie. Dit is nie nodig om dit te probeer regmaak of wegsteek of iets daarmee maak nie. Dit is betaal. Hoekom? Juis vir hierdie rede. Want ons sonde is die een ding wat ons weghou van God. Dis die een ding wat ons weghou van God se teenwoordigheid. Dis die een ding wat ons weghou van 'n verhouding met God. En wat hier gebeur is Jesus sê, ek het jou rekening gedek. Daar is nou niks meer wat tussen jou en God kan kom nie. En is dit nie ironies nie? Dat soveel keer sê ons nog steeds vir onsself, ek is nie goed genoeg nie. Ek het nou so droog gemaak dat ek dit net nie, ek weet nie eers waar om dit te begin regmaak nie. Dis nie God se stem nie. Dis ons stem. Of is die stem wat jy dalk gehoor het van mense om jou wat vir jou gesê het dat jy dit nie gaan maak nie, of dat jy moet beter wees of moet beter doen. Dis nie God se stem vir jou nie. Die beginsel van hierdie oomblik in geskiedenis is dat dit nie eindig by die kruis nie, maar begin by die kruis. En kom ek verduidelik dit so. Het jy al ooit gevoel dat jy jou lewe moet probeer regkry sodat jy in 'n beter verhouding met God staan? Of het jy al gehoor of self gesê dat ek nie gaan kerk toe gaan nie want my hart is nie op die regte plek nie. Ek wil net eers weer fokus. Daar's 'n paar goed in my lewe wat ek wil uitsorteer en dan kan ek weer moeite doen met kerk. Daar's 'n paar goed in my lewe wat ek wil uitsorteer en dan kan ek weer moeite doen met geloof. Daar's 'n paar goed wat ek eers wil uitsorteer en dan kan ek weer tyd spandeer in God se woord, Bybel lees en bid. Ek wil 'n metafoor gebruik. Het jy al ooit van iemand anders verwag dat voordat hulle in die stort klim, hulle eers moet skoonkom? Of voordat hulle kom eet, dat hulle eers hulle honger moet stil? Nee. Om te kom eet is juis om jou honger te stil. En om in die stort te klim is juis om skoon gewas te word. En vir een of ander rede dink ons moet eers ons lewe uitsorteer voordat ons by God uitkom. En die ironie is, ons lewe word uitgesorteer by God. Dit is volbring. Wat Jesus sê is, ek het jou rekening gedek, daar is niks wat jou meer moet terughou nie, daar is niks wat meer op jou rekening geplaas word van jou sonde nie, kom na my toe. So wanneer jy by my is, ek jou kan genees. Wanneer jy by my is, ek jou kan herstel. Wanneer jy by my is, dan kan ons begin 'n pad saam stap. En so hierdie oomblik is eintlik 'n herinnering aan ons almal. Wat ook al jy dink jy verkeerd gedoen het, en wat ook al jy weet jy verkeerd gedoen het, dit is betaal. Ons poging om altyd te probeer iets regmaak en op 'n ander manier te probeer wees om net te wys dat ek God se guns kan wen, is net ons wat nog voel, daar moet iets wees van my kant af, daar moet iets wees wat ek kan doen, daar moet iets wees wat ek kan sê of kan aanpak, daar moet iets wees wat my meer heilig laat voel. Maar die realiteit is, dit is betaal. Jou rekening, jou sonde, jou foute is betaal. En soveel keer hak ons vas op die gevolge van dit wat ons verkeerd gedoen het.
sit ons in siklusse in ons lewens waar ons nie uitkom nie. Baie keer is dit as gevolg van die feit dat ek nog nie gesnap het dat ek vergewe is nie. So ek funksioneer nog op dieselfde manier en ek doen nog dieselfde goed en daarom sit ek nog in dieselfde situasie. Hierdie uitnodiging is dat dit klaar betaal is, dat dit gedoen is, dat niks anders nodig is nie. Sonder om jou kop te knik, is ek seker, almal wat hier is, ken die leë gevoel van wanneer jy regtig droog gemaak het. Jy gaan na God toe, jy pleit skuldig, jy sê jy's jammer, jy vertel wat jy alles verkeerd gedoen het en op watter manier dit alles verkeerd was, en jy probeer maniere kry om dit reg te maak of dit op te maak, en in daai oomblik, soos wat jy besig is om te babbel oor hoe jy hierdie sal opmaak en regmaak en wat jy van nou af anders gaan doen, dan voel dit so asof God nie hoor nie. Ken julle dit? In daai oomblik. En ek dink partykeer, dan dink ons verkeerdelik dat dit nog God is wat vir ons kwaad is. As in werklikheid, dink ek God is nie seker waaroor ons praat nie. Want tetelestai beteken, dit is totaal en al afgeskryf. Dis nie iets wat weer opgebring gaan word nie. Dis nie iets wat weer herhaal gaan word nie. Dis nie meer op jou rekening nie. So kry gou vinnig jou lysie bymekaar. Die lysie waaroor jy jouself so gereeld op die rug oorslaan. Die goed wat jy voel jy anders moes doen in jou verlede. Die goed wat jy dalk nie eers heeltemal aan jouself of aan ander wil erken nie. Die goed waarmee jy tans besig is, wat jy nie oor wil heeltemal eerlik wees nie. Kry bietjie jou lysie bymekaar. Daai goed wat jy altyd in gedagte het, dis wat ek wil uitsorteer voordat ek by God uitkom. Daai lysie. Kry dit gou vinnig bymekaar. Tetelestai is nie in die verlede tyd geskryf nie. Dis nie in die toekomstige tyd geskryf nie. Dis ook nie in die teenwoordige tyd geskryf nie. Dis 'n unieke verbuiging van die woord wat in die voortdurende tyd geskryf is. Met ander woorde, waar dit begin het, hou dit aan. Daai lysie wat jy in jou kop het, is saam met Jesus gekruisig. En die dag toe hy sy asem uitgeblaas het en gesê het, dit is volbring, tetelestai, is daar geen vyand wat meer jou sonde voor jou kan hou nie. God stel nie belang in jou sonde nie, want die prys daarvoor is betaal. En dalk vir 'n oomblik voel dit vanoggend, dis dalk bietjie te ongelooflik. Want wat wou ek met hierdie skuld en die seer, maar beteken dit nou maar net, ek kan nou maar net aangaan soos wat ek aangaan, en ek neem maar net kennis daarvan, want dit is in elk geval klaar betaal. In Markus 3 en in Lukas 6 is daar 'n besonderse verhaal van 'n man met 'n gebreklike hand. En hier word altyd so oulike metafoor van hoe God werk met vergifnis. Die verhaal vertel hoe hierdie man 'n gebreklike hand het en dat hy dit weggesteek het, omdat hy skaam was daaroor. Want hou in gedagte vir hierdie oomblik in die tempelse geskiedenis was die geloof dat wanneer jy 'n gebrek het of wanneer jy siek is, dat dit was as gevolg van jou eie sonde. Dis die rede hoekom mense met gebreke nie in die tempel kon kom nie, want hulle was sondig. En dis die rede hoekom wanneer jy siek was, jy ook nie kon aanbid in die tempel nie, want dit was teen en as gevolg van jou sonde. En so hierdie man steek sy hand weg. Die hand wat gebreklik is. Dit sê nie Jesus het die hand gesien nie, dit sê eenvoudig Jesus het geweet van die man met die hand. Die Fariseërs het hierdie man teen en geken. En wat Jesus dan van hierdie man vra is, voor almal, steek jou hand uit. En die teks sê, soos wat die man sy hand uitgesteek het, is dit genees. Dit word vir my so besonderse metafoor van hoe God werk met ons sondes. Want dit is waar. Ons moet dit erken. Daar is 'n stuk belydenis wat gevra word, want die belydenis gaan eintlik oor my en jou. Die belydenis gaan nie oor dat God jou moet vergewe nie. Daai prys is betaal.
Dis gedoen, dis afgehandel. En ek laat my nie vertel dat God so duur prys betaal, net sodat hy nog ietsie teen jou kan hou nie. Prys vir jou sonde is betaal. Wanneer ek en jy sonde en skuld erken en bely, dan is dit vir onsself. Ek bely dat hierdie ding tussen my en God uitdagings bied. Ek bely dat hierdie nie ten volle maak dat ek in God se teenwoordigheid kan leef nie. Of ek bely dat hierdie maak dat ek nie ten volle die gelowige in die wêreld kan wees wat God my geroep het om te wees nie. Dit gaan oor my. Maar die besonderse is soos wat ek dit bely, is dit genees, is dit herstel, is dit voorbetaal. God stel nie belang om jou sondes uitmekaar uit te trek en jou vra daaroor te vra nie. God stel nie belang om jou oor die vingers te tik daarvoor nie. Al wat God wil hê is kom na my toe. Die kruis is daar want die prys is betaal. Dit is klaar. Tetelestai. Dit is volbring. Daar is niks wat jy nodig het om by te dra nie. Daar is niks anders wat jy nodig het om te doen nie. Kom net na God toe. En dis wanneer ons na God toe kom, wanneer ons in God se teenwoordigheid is, wat ons leer hoe om te genees van dit wat die wêreld ons in skade gedoen het. Dis in God se teenwoordigheid waar ons leer om uit gewoontes te kom wat nie opbouend is nie. Dis in God se teenwoordigheid waar ek leer om te laat gaan van die goed waarin ek so vashou, maar wat nie God se naam eer nie. Ek en jy het 'n roeping. En ons het dit al baie keer vir mekaar gesê. Jesus het nie na die disippels gekyk en gesê, party van julle moet die evangelie gaan verkondig nie. En die res van julle moet net so af en toe kerk bywoon, Bybel lees en bid nie. Dit was nie sy opdrag nie. Sy opdrag was om die evangelie te verkondig aan die nasies. En dit is almal se opdrag. Vir die disippels sê Jesus, dit wat ek gedoen het, gaan julle doen en nog meer gaan julle doen, want ek gaan na die Vader toe. 'n Stuk opdrag, dit wat Jesus in ons hande sit, is eintlik om te sê, ons moet aangaan met dit waarmee hy begin het. En sonde is die een ding wat ons terughou soms daarvan. Nie van God se teenwoordigheid nie, van om dit uit te leef. Maar is juis in God se teenwoordigheid waar ons leer om soos Jesus op te tree in die wêreld. Dis juis daarin waar ons leer hoe om aan te gaan met die werk wat Jesus begin het. Gemeente, daar is niks wat jou meer terughou van God se liefde nie. Daar is niks wat jou uit God se liefde kan pluk nie. En daar is nie 'n enkele ding wat God teen jou hou nie. Maak nie saak hoe intensief jy voel dit is nie. Ook dit is voorbetaal aan die kruis. Tetelestai, dit is volbring. As dit is wat jy oor jouself kan begin aanvaar, want hierdie is belangrik. In meeste gevalle gaan geloof nie oor dit wat God vir jou gee nie. Dit gaan oor dit wat ek en jy by God kan aanvaar. Kan jy vanoggend aanvaar dat jy vergewe is? Kan jy vanoggend aanvaar dat God niks teen jou hou nie? Kan jy vanoggend aanvaar dat alles wat jou kon weghou van God voorbetaal is? En as jy dit kan aanvaar, dan wil ek jou ook vra, kyk na die persoon langs jou. Maak nie saak hoe jy hulle blameer vir 'n klomp goed nie. Of hoe jy dalk voel dat iemand iets op 'n ander manier moes doen nie. Ook vir daai persoon se fout, maak nie saak hoe groot dit is nie, het Jesus gesê, tetelestai. Dit is volbring. En so die dors wat Jesus het, is 'n dors na kinders wat weet wat hulle het aan God. Wat weet dat hulle vergewe is, wat weet dat hulle versoen is met God, wat weet dat hulle foute nie meer en met die grootste vrymoedigheid leef as gelowiges. Leer om jammer te sê wanneer 'n fout gemaak is, maar nooit keer dat dit hulle die evangelie laat uitleef nie. Ek en jy het die geleentheid om juis God se teenwoordigheid sonder filters te beleef. Die vraag is net, gaan ons dit doen? Of gaan ek nog na my skuldlysie sê en ek kyk en sê ek moes hierdie nog betaal en ek moes hierdie nog betaal en ek moes hierdie nog betaal? Dit is
volbring. Wanneer ons vanoggend aan die nagmaal deelneem, dan vier ons juis dit. Jy is vergewe, jy is verlos, jy is vrygekoop. Gaan nou as vrygekoopte, gaan nou as verloste, gaan leef dit uit. Geniet jou verhouding met God. En in die tye waar jy voel, jy is nie goed genoeg nie, jy het nou 'n tree misgegee, jy het die pot misgesit, jy het teruggeval in ou gewoontes, maak seker jy kom by God uit. Want is daar waar ons genesing lê, dis daar waar ons herstel lê, en is daar waar ons bron van lewe is. Dis dalk tyd om vir die stemmetjie in jou kop, wat die hele tyd vir jou sê, jy het nog skuld om te betaal, te begin lag, want hy duidelik nie die memo gekry nie. Dit is volbring. Jou skuld is betaal. Jou sondes is vergewe. Geniet God se teenwoordigheid. Dit het nie goedkoop gekom nie. Moet dit nie goedkoop maak nie. Amen. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Moeder, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. My God, waarom het U my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy gees en van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons ook saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. En by hierdie feestyd, maaltyd, rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom hierdie tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar en ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons saam hierdie nagmaal gebruik, moet jy jouself eers afvra of jy bereid is om deur jou doen en late verbind te wees in liefde op so 'n manier. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons hierdie nagmaal gebruik. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, wanneer ons hier uitbeweeg, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood, kom ons versorg uit dankbaarheid ook ander so.
Gemeente, Jesus se liggaam is gebreek vir my en jou. Sy bloed vergiet vir ons. Ek nooi julle uit, kom haal vir jou kelkie, kom breek vir jou 'n stukkie brood af, neem dit na jou bank toe en wag dan dat ons saam nagmaal kan gebruik. Net iets. Gemeente, hierdie is Christus se liggaam, gebreek vir ons. Moenie vaskyk net in die fisiese van die brood nie, maar onthou ook dat hierdie juis Christus se liggaam is waarin ons deel het. Eet, gebruik dit tot sy gedagtenis. Die wyn is simbool van Jesus se bloed, vergiet vir ons. En ook hieraan het ek en jy deel in Christus, en is ons voor vergewe. Neem, drink dit tot sy gedagtenis.